Vandag se boodskap, ek wil regtig rustig vat. Bid vir my as ek dit sê. Vandag se boodskap, kom ek vir julle sê, dis so van radikale belang. En dit gaan van ons afhang. Dit hang van ons af, mense, as die liggaam van Christus. Vandag se boodskap is van so radikale belang. En ons gaan dit noem die ontstaan van die dood en die dood van die dood. Wat 'n stelling? Wat 'n stelling? Die ontstaan van die dood en die dood van die dood. Wat 'n stelling. As ons as die liggaam, as ons as die kerk uitgekom het by dit wat hier gebeur het. As dit is volbring. Kom ons sê 'n redding. Kom ons sê 'n verlossing. En ons weet 3 dae later was daar 'n manifestasie as die opstanding, as die ontdekking van 'n geestelike waarheid. 'n ander woord vir dit is wedergeboorte, regenerasie. Hier is nou 'n nuwe mens. Hier is 'n nuwe geslag. Gebore uit God. Die openbaarmaking van God as Gees sigbaar in vlees. Wie se vlees? Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is nie? As ons gaan uitkom by die openbaring van dit wat regtig hier gebeur het, en waar Paulus in Efesiërs 1:17 sê, hy bid vir die verligting van verstand, 'n gees van wysheid, dat ons die openbaring sal ontvang, die verligting van die kennis en die krag van hierdie verheerliking as die opstandingskrag in ons, as 'n nuwe mens. As ons net dit kan snap, besef, en die waarheid ken, en dit ons kom vrymaak, het die dood geen krag. Al krag wat die dood nog het, is die koöperatiewe bewustheid van die mensdom. En spesifiek gaan ek praat met ons as die kerk. Al krag wat die dood het, vir ons wat behoort aan die opgewekte Christus, is net 'n bewustheid. Dus hoekom? Kyk gou wat sê Romeine 8. Dankie Vader, het ons reeds klaar geheilig in waarheid, en u woord is waarheid. Kyk gou wat sê Romeine 8. Kyk gou wat sê Romeine 8. Romeine 8. Vers 6. Vers 6 sê,
Want wat vlees bedink, is die dood. Wat gees bedink, is lewe en vrede. So met ander woorde, as ons nog sê ons moet doodgaan, is dit eintlik net 'n bewustheid, en daai bewustheid is 'n vleesdenke, en dis die dood. Maar as dit die gees is, die ware jy, jou identiteit is wat dink, is dit lewe en vrede. Wat beteken dit as die vlees dink? Die natuurlike mens. Wat is 'n natuurlike mens? Is die lewe van iemand wat doodgaan mentaliteit het. Kom praat bietjie met almal. Volgens die meerderheid, ek wil amper sê almal, moet ons doodgaan. Het jy geweet as jy dit sê, is dit in vyandskap? Is dit in vyandskap? Want in Hebreërs 2 vers 9 het hy reeds almal se dood vir hulle gesmaak. Toe hy uitroep op die kruis, dis volbring, toe smaak hy almal se dood, en toe ons saam met hom opgewek word, die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Wat beteken wedergeboorte? Die herinnering van jou oorsprong. Waar is ons oorsprong? Voor die grondlegging van die wêreld was ons al reeds in God uitverkies. Sê vir my, is daar dood? Is daar dood in God? Is daar duisternis in God? So wedergeboorte, regenerasie, uit God gebore, born from above, is 'n herinnering aan jou oorsprong. Jy's uit God. Al wat vir jou oorbly is vrede en lewe. Daarom het hy dit vir jou volbring. Daarom is daar geen krag in die dood nie. Hoekom gaan die mens nog dood, Rudy? Twee goed. Die mens gaan nog dood, punt nommer 1, omdat ons 'n verwronge evangelie verkondig. Punt nommer 2, die mens gaan nog dood as gevolg van onkunde. Die enigste twee redes, hoekom die mens nog doodgaan. Ons preek dit, ons glo dit. Want dis 'n bewustheid. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die ware jy bedink, is lewe en vrede. Kyk gou nou wat sê 1 Korintiërs 15. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Ek moet so skryf, ek weet nie hoe gaan dit uitkom nie. Ek gaan dit aan. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15. Vers 21. 1 Korintiërs 15 vers 21. Vers 21 sê, want aangesien die dood deur 'n mens is, o gats. Aangesien die dood, die ontstaan van die dood is deur 'n mens, o koek. Kan ek maar sê o koek? Aangesien die ontstaan van die dood deur 'n mens is die opstanding. Waar het die dood sy dood gesmaak? In die opstanding. Want ons is saam hom opgewek, ons is saam met hom opgewek uit die dood. Openbaring 1, 17, 18, sê hy, ek was dood en kyk ek leef, ek is lewend gemaak en ek leef tot in ewigheid en ek het die sleutels van die doderyk. In Matteus 16 vra hy vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus antwoord hom, salig is jy Simon, seun van Bar-Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. En dan sê hy, op hierdie rots sal ek my gemeente, wat is sy gemeente? Sy liggaam bou, 'n nuwe mens, en die poorte van die doderyk kan dit nie
meer oorweldig nie. Hoekom oorweldig die dood dit? As gevolg van 2 redes. 'n Evangelie wat ons verkondig en onkunde. Ons weet, voor die verlossing as volbring, die ontdekking van die nuwe mens, die ware jy, weet ons, ek gaan 'n ander kleur gebruik, weet ons, die loon van sonde is die dood, en dit wat sonde krag gee, was die wet. Met ander woorde, die wet het sonde krag gegee, die loon van sonde was die dood. Maar kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5, vers 21. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Met ander woorde, die loon van sonde was die dood, en die krag van sonde is die wet, maar toe word hy wat geen sonde geken het nie, word hy sonde gemaak, sodat ons nou kan word die geregtigheid van God. Met ander woorde, kerk, met ander woorde, soos wat sonde en dood die probleem was, so is as volbring die oplossing, die geregtigheid van God en lewe. Daarom sê Spreuke 12:28, op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van hierdie pad is nou onsterflikheid. Sê vir my, wat beteken onsterflikheid? Jy kan nie meer, dit kan nie meer doodgaan nie. Sê vir my, is dit waarmee ons besig is? Is dit waarmee ons as die kerk besig is? Hoe verskriklik. Romeine 10 vers 4 sê, Christus is die einde van die wet. Met ander woorde, hy het sonde geword, hy het die wet volbring, hy het namens jou dood gesmaak, jy saam hom opgewek, 'n nuwe mens, die ware jy, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, nou op die pad van hierdie geregtigheid is lewe, en my rigting nou is onsterflikheid. Met ander woorde, 1 Korintiërs 15 sê, die dood is deur 'n mens, en die opstanding van die dode is ook deur 'n mens. So waar het die dood sy dood gesmaak? Waar is oorwinning gebring oor die dood? Toe hy uitroep, dis volbring, en ons saam met hom opgewek word uit die dode, is ons nou die openbaarmaking as die oorwinning van lewe. So waar het die dood sy dood gesmaak? Met die opstanding. Waar het die dood sy krag verloor? Met die opstanding. So wie se verantwoordelikheid is dit nou om dit te openbaar en dit te manifesteer? Weet jy wie se verantwoordelikheid is dit nou? Die nuwe mens, die liggaam. Kolossense 1 vers 18 sê, hy is mos die hoof. Hy is die begin. Ons, die gemeente, is sy liggaam uit die dode. So as hy dit volbring het, wie moet dit openbaar? Die liggaam. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode, die dood is vernietig, die dood het nie meer krag nie, ook deur 'n is dit wat die mens glo? Hoekom gaan die mens nog dood? Hoe verskriklik. Dis ook maar Handelinge 2 sê. Kyk wat sê Handelinge 2. Kyk wat sê Handelinge 2. Kyk wat sê Handelinge 2. Dis so groot. Ek is by Johannes. Handelinge 2:24. Hom het God opgewek. Sê vir my, het God net hom opgewek of was jy saam opgewek as die liggaam? Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Wat beteken ontbind? Wie weet almal hoe werk 'n rekenaar? Op jou rekenaar het jy klomp programme.
dan gaan jy mos in, en dan kan jy mos 'n program install. Jy oninstalleer hom. Anders jy op hom klik, dan word hy verwyder. Ontbind. Die dood is ontbind. Die smarte van die dood is ontbind. Die program het God verwyder. Maar as volgens jou bewustheid die program volgens jou nie verwyder is nie, sal die liggaam as mens nie die dood oorwin as die opstanding nie. Daarom, kyk gou wat sê Romeine 6. Is dit nie groot nie? Kyk gou wat sê Romeine 6. So wie wag vir wie? God wag vir ons. Hoor wat sê Romeine 6, gou vers 4. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons nou so in 'n nuwe lewe. Daar is nie net 'n nuwe mens nie. Daar is vir my en vir jou ook 'n nuwe lewe. Van wanneer af? As jy dood gaan en jy gaan hemel toe, of van die opstanding af? 2025 jaar al terug is dit gemanifesteer. Kyk nou wat sê vers 8. As ons dan saam Christus gesterf het, wie saam hom gesterf? Ons is van mening as een gesterf het almal gesterf. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Wat se lewe? 'n geregtigheid lewe, onsterflikheid. Sê vir my, kan die opgewekte Christus doodgaan? Nou as die opgewekte Christus as die hoof nie kan doodgaan nie, wat moet met sy liggaam as sy vleeswording gebeur dan? Dit moet ook nie doodgaan nie. Hoekom gaan dit dood? Ons is besig nie met waarheid nie. Ons het nog nie uitgekom by dis volbring nie. Ons tydlyne is uit, ons konteks is uit, ons verwag dinge wat volbring is. Nou sê hy, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons. Wat moet jy glo? Wat moet jy glo? Verstaan jy wat Rudy glo? Wat moet jy glo dan, kerk? Ek vra jou. Wat moet ons glo? Glo jy dat jy ook nie saam met hom sal sterf nie? Vers 9, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het hy vir sonde die loon eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. Vers 11, so moet julle ook reken. So moet julle ook reken. Wat beteken reken? So moet julle ook van opinie wees. So moet julle ook redeneer. Met ander woorde, 'n vernuwe bewustheid, 'n vernuwe denke om nie dood te gaan nie, want die dood het sy dood gesterf in die opstanding. En as die dood so ontstaande mens was, is die opstanding ook 'n mens. En wie is nou daai mens? Die vleeswording van God, die Christus geopenbaar, die heerlikheid op die aarde, ek en jy. Kan ek maar vra, wat glo jy? So moet jy reken. So moet jy van opinie wees. As dit nie so is nie, is jy in vyandskap. Is jy in vyandskap met dit wat volbring is. So wat was jou redding dan? Waarvan het hy ons kom red? Jesus, Here, dis mooi. Wat beteken dood? Ek wil daar spasie los. Die woordjie dood beteken to decay. Wat beteken decay? Vergaan. Wat vergaan? Wat was vir God die probleem? God se tempel, God se huis, God se woning. Weet jy nie dat jou liggaam die tempel van God is nie? Het dood gegaan, het gedecay, het vergaan. Sê saam met my, vergaan. Sê daarom, Johannes 3. Hoor wat sê Johannes 3. Hoor wat sê Johannes 3. Johannes 3, vers 16.
Hoor nou wat sê vers 16. Met ander woorde, dood beteken die kei vergaan, verlore. Hierdie tempel gaan verlore. En as jy die tempel, die huis van God, die tempel van God, die woning van God verlore gaan, moet jou gees terugkeer na God en dit was alles verlore. Daarom Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat nou glo, van opinie is, reken, redeneer, dis wie ek is, nie verlore, nie vergaan, nie decay, nie dood hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Kyk wat sê vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel, nie om die wêreld skuldig te bevind nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word van wat? Gered kan word van vergaan, gered kan word van decay, gered kan word van dood. Daarom sê Romeine 8 vers 19, die skepping wag vir die openbaarmaking van 'n mens, om die skepping vry te maak van vergaan, van decay, van die vryheid, van die heerlikheid. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Dis my en jou verantwoordelikheid, my vriend en my vriendin, om afbop se deure te sluit. Wow! Het jy geweet, die eerste 400 jaar van hierdie glo, was dit wat hulle geglo het. Weet jy waar het die hemel en hel evangelie vandaan gekom? Ek sal die geskiedenis vir julle bring. 336 voor Christus. Griekse filosowe besluit om meer en beter beheer oor die mens uit te voer. Toe het hulle begin met die siel van die mens is onverganklik en die siel van die mens in die liggaam gaan bepaal, gaan jy gestraf word of gaan jy erkenning kry vir iets. Met ander woorde, en dit was alles na die dood. Met ander woorde, as jy dood gegaan het jou siel bepaal, gaan jy gestraf word, toe kom die kerk, hulle bring hel by, of gaan jy 'n beloning ontvang en ons bring die hemel in. Dit het alreeds begin 336 voor Christus. Is geskiedenis, ek sal goed vir julle bring. Dis waar het vandaan kom. Waarvan is ons gered? Ons is gered van decay. Ons is gered van vergaan. Ons is gered van verlore. Ons is gered van sonde. Die wet is volbring. Daar's geen krag, daar's geen loon vir almal. As jy uitgekom het, by jy sal die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. Is dit nie mooi nie? Terug 1 Korintiërs 15 toe. 1 Korintiërs 15. So moet my nie kom strooi vertel nie. 1 Korintiërs 15. Vers 21 sê, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Vers 22 sê, want soos hulle, sê saam met my hulle, want soos hulle, wat ek kan 'n ander kleur gebruik, ek weet nie wat nie, want soos hulle, met ander woorde, hier is 'n hulle. Maar hier is 'n julle. Ek moet vir jou wys. Want soos hulle, almal, sê saam met my almal, in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Moet dit of het dit? Kyk gou wat sê Efesiërs 2. Ek gaan terugkom hierna toe. Kyk gou wat sê Efesiërs 2. Kyk gou wat sê Efesiërs 2, vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Moet dit of het dit? Klaar. Terug 1 Korintiërs 15 toe. 1 Korintiërs 15 sê, want soos hulle, want aangesien die ontstaan van die dood deur 'n mens is, so sal hulle almal in Christus
lewend gemaak word. So met ander woorde, almal is reeds lewend gemaak in Christus. Almal is reeds saam opgewek uit die dode. Almal kan reeds hierdie geskenk van geregtigheid geniet en die rigting nou is onsterflikheid. Met ander woorde, almal is lewend gemaak in Christus, die dood het sy dood gesmaak. En dis deur die opstanding van 'n mens. Kyk nou wat sê 1 Korintiërs 15 vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, wie kan saamstem Christus is opgewek? Sê vir my, is net Christus opgewek of is ons saam met hom opgewek? En soos Christus opgewek is, as jy glo dis nie die waarheid nie, dan sê jy vir my Christus is nie opgewek nie, dan is jou geloof nutteloos. So ek gaan nou baie radikale stelling maak. Kan ek maar. As jy nog glo, jy moet doodgaan om hel te mis, om hemel toe te gaan, dan is jou geloof nutteloos, want jy glo nie, Christus is opgewek, en jy behoort aan die opgewekte Christus nie. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Sê vir my, het hy wat geen sonde geken het, is hy sonde gemaak, sodat ons kan word sy geregtigheid? So as jy nie dit glo nie, is Christus nie opgewek nie, is jy nog in jou sonde, as gevolg van jou bewustheid, as gevolg van onkunde, as gevolg van jou evangelie, dan het daai sonde vir jou nog 'n loon, en die krag van die loon is in jou werke vermoë, is die dood, dan dink jy dis God wat jou kom haal. Dan dink jy dis God, wat 'n vinger in die paai het. Wat gebeur met almal van ons, wat dit nog daar is? Ons keer net terug na bewaring. Jy keer net terug na bewaring, en jy moet nou wag, vir die openbaarmaking van die seuns. Here, dis groot. Here, dis groot. Kyk nou wat sê vers 55, 1 Korintiërs 15:55. Hoor wat sê Paulus in vers 55. Hy sê, dood, waar is jou angel? Kyk op die bord. Die loon van sonde is die dood, en die angel van dit is die wet. Kom kyk maar jy angel. Wat doen 'n angel? 'n Angel wat jou vergiftig jou liggaam. 'n Angel vergiftig jou liggaam. Met ander woorde, die dood het 'n angel. Wat was die angel? Sonde. Wat was die loon van sonde? Die angel, die dood. Wat was die krag? Die wet. Maar hy het mos jou sonde geword. Hy het mos namens jou die dood gesmaak. So het die dood dan nog 'n angel? Kan ek maar vra, het die dood dan nog 'n angel? Die dood het geen krag. Al krag wat die dood het, is dit wat ons as die kerk, as die liggaam, hom nou gee. As 'n bewustheid, as onkunde, as 'n evangelie wat ons nog preek. Hoor wat sê hy? Hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is sonde, die krag van sonde is die wet. Maar God sy dank, wat is die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Watter oorwinning? Oorwinning oor die dood. Halleluja! 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 Ek gaan sommer dit herhaal, as gaan ek dit klaar kry. Gaan lees die Ou Testament. God se belofte aan die Jode. God se belofte aan die Jode was nie hemel en hel nie. God se belofte aan die Jode was dood en lewe. Kies lewe. Kan ek maar die skrifte doen? Dit is 'n boodskap wat moet uitgaan. Is dit reg? Kyk gou wat sê Deuteronomium 30. Kom ek wys dit. Ek gaan dit bring vir julle. Julle moet dit sien. God het nog nooit hel en hemel in gedagte gehad nie. Kyk wat sê Deuteronomium 30. Kom ons kyk, wat was God se ooreenkoms, God se belofte met die Jode? Ou Testament. Deuteronomium 30, vers 17. Maar as jou hart, hy praat met die Jode, hy praat met Israel, maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek vandag aan julle dat julle sekerlik sal omkom, doodgaan. Julle sal die dae nie verleng in die land waar julle oor Jordaan trek om in besit te neem. Onthou ons vorige boodskap, Caleb, toe hy sy besitreg, sy erfenis in besit neem, toe word sy dae verleng.
toe word sy dae verleng. Wat is die beloofde land? 'n vleesliggaam. Hoe ouer ek word, hoe sterker word ek. Hoe kry jy dit reg, Rudy? Dis my reken, my opinie, my oortuig, my glo. En nou doen die opstandingskrag dit in my, want Romeine 8 vers 11, dieselfde gees wat hom opgewek het, is dieselfde gees in my, om my sterflike liggaam lewend te maak, op die pad van geregtigheid is lewe, en my rigting nou is onsterflikheid, want die dood het geen krag nie, al krag wat die dood het, is dit wat jy omgee. Kyk wat sê God nou vir hulle, vers 19, hoor het sê, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies. Ek kan gou ietsie vertel. God het altyd die hemel en die aarde gebruik as getuies. God het nog nooit hemel en hel gebruik, soos ons as die kerk, as getuies nie. God gebruik hemel en aarde as getuies. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Dis hoekom in Esegiel 18:31-32 sê hy vir hulle, ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie. God het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie. Bekeer, begin anders dink, sodat jy kan lewe. Nog een, Esegiel 37, kyk wat sê Esegiel 37. Ons kan die skrifte vir julle uithaal, my vriend en my vriendin. God het geen behaag in die dood van 'n mens nie. Dit was teen God se beginsels. Esegiel 37. Hoor wat sê hy vir die Jode in Esegiel 37. Hy sê in vers 13, hy sê, julle sal weet dat ek die Here is as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. Ek sal my gees in julle gee dat julle lewendig kan word en julle sal weet dat dit ek is die Here wat dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Jesaja 25, vers 8, hy sal die dood vir ewig vernietig. Hy sal die droefheid van aangesigte afvee. Waar het hy dit gedoen? Op die aarde. So spreek die Here. Moet hy of is dit volbring? Matteus 27 vers 50. Kyk wat God het kom voldoen vir hulle. Kyk wat gebeur. Kyk wat het met hulle gebeur. God het sy belofte gestand gehou. Ja, ek kry lekker warm hiervoor. God het sy belofte gestand gehou. Kyk wat het gebeur. Kyk wat sê Matteus 27. God het sy belofte gestand gehou, vers 50. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee waar. Kyk wat het gebeur. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Nou bring God sy belofte in vervulling. Want dit gaan vir God oor lewe. Vir ons hier gaan dit oor die hemel en hel, maar dan moet jy doodgaan. En kyk wat sê vers 53, en na sy opstanding het hulle, sê saam met my hulle, kyk op die bord, na sy opstanding het die hulle, want soos hulle, almal in Adam, so is hulle, almal in Christus, lewend gemaak. Hoe is hulle lewend gemaak? Hulle grafte het opgegaan, hulle is saam met hom opgewek, sê vir my, ek en jy wat lewe, ek en jy wat hier is, moet ons nou doodgaan? Kom ons begin by die ontstaan van die dood as 'n mens. Ek moet gou vir jou wys. Kyk wat sê Genesis 2. Here, dis mooi. Terwyl ek so die woord verkondig, gaan in jou alreeds lewe manifesteer, as die tempel, as die woning. Kyk wat sê Genesis 2, vers 16. En die Here God het aan die mens bevel gegee, gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.
Daarom was die dood deur 'n mens. Kyk wat gebeur in Genesis 3:23. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Kyk wat sê vers 24. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Hoekom het God die boom van die lewe bewaak? Want as hierdie mens, as hulle in hulle vervalle toestand nou van die boom van die lewe geëet het, sou hulle verewig in 'n vervalle toestand in hierdie lewe op die aarde vir ewig gelewe het. En God dryf hulle uit en God gee 'n swaard wat flikker. En die toegang tot die boom van die lewe word bewaak. Met ander woorde, geen mens kon in hulle vervalle toestand van die boom van lewe eet en vir ewig lewe in die vervalle toestand nie. En dit was die ontstaan van die dood. En waar was hulle almal? Hulle was nie in die hemel nie. Hulle was almal bewaar in die doderyk. Toe kom ons as die kerk en ons vat die woordjie doderyk en ons maak dit hel. Ek het vir jou preek, ek het 'n stukking gepreek. Maar dis toe nie al nie. Want God het mos voor die grondlegging van die wêreld reeds besluit, die hulle sal deel wees van die julle. Maar ongelukkig, tot en vandag, is die julle nog deel, volgens hulle bewustheid en oortuiging en gelowe en predikings van die hulle. Het gesê, ek gaan rustig wees, ekskuus. En kyk wat gebeur. Kyk wat sê Jesaja 34. Vers 5. Daar gaan 'n profesie uit. Onthou julle die wet en psalms en profete voor die kruis? Het oor hom gegaan. Daar gaan 'n profesie uit. Jesaja 34 vers 5. Want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, dit kom af op Edom. Edom beteken rooi. En op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Die swaard van die Here is vol bloed. Die swaard van die Here is vol bloed. Dit drup van vet. Van die bloed van lammers en bokke. Van die niervet van ramme. Want die Here het 'n slagoffer in Bosra. 'n groot slagting in die land Edom. 'n profesie van die kruisiging. En raai wat gebeur op die kruisiging? Toe kom dieselfde swaard wat die weg bewaak toegemaak het. Toe kom dieselfde swaard. Sagaria, toe kom dieselfde swaard en dieselfde swaard deurboor sy vleesliggaam. Deurboor sy vleesliggaam. En die weg na lewe word weer oopgemaak. En nou kan die mens op die aarde vir ewig lewe, maar nie meer as in 'n vervalle toestand nie, want toe jy saam hom opgewek word, toe maak hy aan jou bekend die ware jy, wie jy eintlik was, soos voor die grondlegging van die wêreld. Die weg is oop. Jy kan nou weer lewe. Kyk wat sê Hebreërs 10 oor dit. Kyk gou wat sê Hebreërs 10 oor dit. Is dit nie fantastiese goeie nuus nie? Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 19. Vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe, kyk op die bord, op die nuwe en lewende weg. Hoe? Deur die voorhangsel. Deur sy vlees. Hoekom? Want die swaard wat die weg toegemaak het die weg kom oopmaak. Die mens kan nou weer op die aarde lewe. Gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. Daarom kyk gou wat sê 2 Timoteus 1 geoor dit. Is dit nie fantasties nie? Sê 'n mens. 2 Timoteus 1. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1 oor dit. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons eie werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is. Kyk op die bord, wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het,
en lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Dis nou nie meer die evangelie nie. Dis nou die evangelie. Sê tot niet. Waar het die dood sy dood gesmaak? Opstanding. En dit was deur 'n mens. Sê saam met my 'n mens. Nou moet jy mooi hoor. God se plan met die mens was dat die mens nooit buite sy liggaam moes leef dood nie. Want die menslike liggaam is die weg waardeur die mens leef as die openbaarmaking as God in vlees. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder en laat hulle die aarde vul, want God is gees. Daarom 'n vleesliggaam om God te openbaar as onsterflik in vlees. 1 Timoteus 3 vers 16 sê hierdie verborgenheid is groot. Jy het iemand nodig om jou te help, om dit vir jou oop te maak dat jy dit verstaan. Hierdie verborgenheid is groot. God wat alleen onsterflikheid besit het, is geopenbaar en word geopenbaar in vlees. Wie se vlees? Daarom was jou redding van dood, decay, vergaan. Daarom, as jy by waarheid uitgekom het, en dis wat jy glo, dis hoe jy redeneer, dis jou reken, dis jou bewus, moet jou liggaam beter word. Ek mag ietsie getuig van dit. Ek mag dit vir jou, ek mag vanoggend hierdie boodskap vir jou preek. Daarom sal jy die waarheid ken, en die waarheid maak jou vry. Kyk gou wat sê Genesis 3 weer. Gaan goed terug Genesis 3 toe. Sê deur 'n mens, sê saam met my deur 'n mens. Ons weet, die slang het vir Eva verlei. Kyk wat sê God in Genesis 3 vers 15. Hy sê in vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Sê saam met my, dit gaan oor 'n mens. Hy sê, ek sal vyandskap bring tussen jou en die vrou. Slang, addergeslag. Hierdie evangelies wat ons preek, sy saad is afkomstig van 'n addergeslag. Hy sê, maar ek bring vyandskap. God sê, ek bring vyandskap tussen jou en die vrou. Jy sal die vrou wel in die hakskeen byt. Waar het hy om in die hakskeen gebyt? Maar dan sal die saad jou kop vermorsel. Waar is die dood vermorsel? Waar is siekte vermorsel? Waar is sonde vermorsel? Kyk wat sê in vers 14, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, as jy vervloek onder al die vee van al die diere van die veld, op jou buik sal jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ek soek jou volle aandag. Die hulle, Romeine 5 vers 12, sonde en die dood het ingekom deur 'n mens. Wie was hy? Adam. En so het sonde deurgedring na almal, omdat almal gesondig het, want die dood het geheers as gevolg van 'n verwronge identiteit. As jy vers 14 lees, sê hy, die dood het geheers vanaf Adam tot by Moses wat die wet gebring het, maar Adam was 'n tipe van hom wat sou kom as die laaste Adam, dit is volbring. Dan sê vers 17, ek gaan 'n bietjie tyd spaar, vers 17, maar soos een gesondig het en alle mense veroordeel het, so is deur die geregtigheid, die gehoorsaamheid van een mens, alle mense weer regverdig, vers 18, alle mense is regverdig tot lewe, waar? Die weg is oop, die swaard het die weg opgemaak, die vleesliggaam, op die aarde. Met ander woorde, God sê, vir hulle, vir Adam, slang, ek bring vyandskap tussen jou en die vrou. Dan sê hy, is interessant, wie is die slang? Die duiwel. Dan sê hy, maar jy sal op jou buik vaar, op jou buik seil, en jou voedsel sal wees stof. Watter stof? Adam was gemaak uit stof. En toe hulle doodgaan, toe keer hulle vleesliggaam God se tempel terug na stof. En daai stof is die voedsel van die slang, van die duiwel. Nie God wat jou kom haal het nie.
Rudy, wie gee jou die reg om dit te sê? Kyk wat sê Hebreërs 2. Kyk wat sê Hebreërs 2. Wat was die voedsel van die slang? Wat was die voedsel van die duiwel? Wat was die voedsel van die verwronge identiteit? Stof. Wat was hierdie stof? Is dit hierdie aardse stof? Nee, elke vleesliggaam wat teruggekeer het na stof. Kyk wat sê Hebreërs 2 vers 14. Yes, nou sit stil in hierdie heilige kathedraal. Kyk wat sê Hebreërs 2 vers 14. Vers 14 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Die woord het kom vlees word, God het kom vlees word, want dis deur 'n mens, die opstanding is deur die mens, dit was deur 'n vrou, daarom, aangesien kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet buite aksie aanstal kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. So wat was sy voedsel? Stof. Watter stof? Vlees wat teruggekeer het na stof. Toe kom word God, toe kom word die woord vlees. Want die dood was deur 'n mens, maar die opstanding is ook deur 'n mens, hy kom mens word. So dat hy hom, wat mag het oor die dood, die duiwel se werke tot niet kon maak. 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die seun van die mens gekom, om die werke van die duiwel tot niet te maak. Hoor wat sê Jesus vir hulle in Johannes 8. Hoor wat sê Jesus vir hulle in Johannes 8. Kan julle dit sien? Maak dit sin? Kan jy dit besef? Hoor wat sê Jesus vir hulle in Johannes 8, vers 44. Hy sê in vers 44, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Van watter begin af? Van die dag toe hy vir Eva sê, maar eet van hierdie boom, dan sal jy wees soos God. So wie was die moordenaar? Was dit God wat kom doodmaak het, of was daar 'n dief wat gesteel het? Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Met ander woorde mense, al wat hy doen is, hy bring net 'n verandering aan die evangelie wat jy verkondig, dan waar hy nie verder nie. Dan glo almal, ons moet doodgaan om hemel toe te gaan. 'n leuenaar, 'n mensemoordenaar van die begin af. Sê uit 'n vrou, sê dit was 'n mens. Kyk wat sê Galasiërs 4 vers 4. Kyk gou wat sê Galasiërs 4 vers 4. Ontvang julle iets? Dit maak jou radikaal. Galasiërs 4 vers 4, kyk gou op die bord. God bring vyandskap tussen 'n vrou en die Satan, die duiwel. Hy sal jou kop vermorsel, maar jy sal in die harskiem byt. Adam, Eva, die mens. Dit van interessantheid, Genesis 3 sê Adam, die lewe, alle lewe op die aarde was uit Eva. Maar kyk wat sê Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van tyd kom, sê saam met die volheid van tyd. Kyk op die bord, toe die volheid van tyd kom. Toe die volheid van tyd kom, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n Hoekom 'n vrou? Hoekom 'n mens? Want God het 'n mens nodig om God te openbaar as ewigheidswaarde waar, verheerlik op die aarde. God het nog nooit van opinie verander nie, my vriend. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, laat hulle voortplant, laat hulle die aarde vul en laat hulle heers. Met ander woorde, die seun van God, die opstandingskrag, was ook gebore uit 'n vrou. Daarom het die dood ingekom deur 'n mens, daarom was die opstanding van die dood se dood ook deur 'n mens, uit 'n vrou. God se liefde vir 'n mens. Dis hoekom jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie. Hy's duur gekoop, my vriend. Hy's duur gekoop. Die evangelie, let julle mooi,
Die evangelie was nie oor waar jy moet heen gaan na die dood nie. Die evangelie, die waarheid, is die ontdekking van die ware jy as jou identiteit en vanuit wie jy is, as uit God gebore. Dis die evangelie. Jou redding was, jy's gered van die dood. Jy's gered van die kei, want jou vleesliggaam is die openbaarmaking as die sigbaar word. Daarom sê Filippense 3:21, hy het alreeds jou vernederde liggaam van gedaante verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam, as die Christus mens, die liggaam van God, die sigbaar word as God, God se droom op die aarde. Is dit nie groot nie? Daarom in hierdie koninkryk van God, waar moet die koninkryk manifesteer? Onthou julle, Vader, laat u wil geskied. Vader, laat die koninkryk kom, soos dit in die hemel is, geestelik, so nou sigbaar op die aarde. Ek sluit af, sê saam met my koninkryk. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15, en ek sluit af met dit. 1 Korintiërs 15:26. 1 Korintiërs 15:26, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Wat was als vir God in vyandskap? Vir God in vyandskap was onkunde, daarom beteken opstanding die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Vir God in vyandskap was sonde, daarom het hy hom wat geen sonde geken het, die sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid, die lewe met 'n rigting onsterflikheid. Die wet van Moses was vir God in vyandskap, daarom het hy die wet volbring as die einde van die wet, sodat ons kan lewe. Vir God in vyandskap was die duiwel, vir hierdie doel het hy kom mens word, om die werke van die duiwel te verbreek, want die duiwel het mag oor dood gehad, toe verbreek hy sy werke, hy smaak jou dood, hy word jou sonde, jy word saam hom opgewek, dieselfde swaard wat die weg toegemaak het, is dieselfde swaard wat die weg oopgemaak het, nou kan die mens op die aarde weer lewe. Die ontstaan van die dood, en die dood van die dood, as die opstanding is deur 'n mens. Nou wag God vir 'n mens, om op te staan en te sê, stop, ons is nie besig met waarheid nie, dis die rigting, so moet julle glo, so moet julle dink, so moet julle van opinie wees, dit moet julle bewustheid wees, die dood het geen krag, die dood het geen mag, dood, waar is jou angel, jy kan aan my niks doen nie, weet jy wie ek is die openbaarmaking as God in vlees. En hoe ouder ek word, hoe meer besef ek, joh, hier's 'n energie, hier's 'n krag, hier's 'n ander lewe. En God sê, en die engele sê, Jeehoe! Sê saam met my bietjie, Jeehoe! Amen. Gee die Here lekker lofoffer.